Goeiedag julle, Jolandi van die Bybel in 1 jaar. Vandag spandeer ons tyd in Matteus 22 vanaf vers 34 tot 46. Ons het tot dusver in hoofstuk 22 die gelykenis van die bruilofsfees gelees. En ons het ook gelees van die Fariseërs wat Jesus probeer vasvra het oor die belasting betaalbaar aan die keiser. En ons het ook die gedeelte gelees oor die Sadduseërs wat nie in die opstanding geglo het nie en daarom vir Jesus probeer vasvra het oor die lewe na die dood. En vandag lees ons dan saam vanaf vers 34 waar die Fariseërs weer aan die woord is en Jesus probeer versoek deur die vraag te stel oor die grootste gebod. Matteus skep vir ons 'n bietjie konteks oor die gebeure en hy vertel vir ons hoe Jesus se teestanders regtig moeite gedoen het om planne te beraam om in die verleentheid te stel. En mens kan amper sien hoe die groepie Fariseërs een kan staan en saggies praat en een dan skielik hard vra: Meester, wat is die groot gebod in die wet? Die vraag was natuurlik om nog 'n lokval te stel, omdat hulle gehoop het dat Jesus se antwoord dit sal laat blyk asof hy die res van die wet afskeep, as hy net een van die gebooie mag uitsonder. Maar Jesus vang hulle onkant as hy in verse 37 tot 40 antwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Daar bestaan geen twyfel dat die Fariseërs geglo het, hulle is lief vir die Here met hulle hele hart en hele siel en hele verstand nie. Maar wat 'n aaklige curveball, dat hulle nou moes hoor, hulle is veronderstel om hulle naaste net so lief te hê. Mens wil tog nie terwyl jy besig is met knoeiery, hoor, jy is veronderstel om lief te wees vir die einste een teen wie jy kwaad beplan nie. Ons sien dan in vers 41 dat dit lyk of die Fariseërs eers weer in 'n groepie vergader het, sekerlik om 'n ander strikvraag te probeer vra. Maar nog voor hulle aan iets kan dink, kom Jesus vir 'n verandering met 'n vraag. En hy vra vir hulle: Wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy? Hierdie is 'n belangrike vraag vir elkeen van ons, want indien ons net die hele tyd hoor van Jesus, maar hom nog nooit persoonlik ontmoet het nie, gaan ons dalk ook 'n teoreties korrekte antwoord gee, net soos die Fariseërs, maar steeds nie eintlik weet wie hy werklik is nie. Die Fariseërs was gedeeltelik reg om te sê dat die Messias die seun van Dawid is, maar dit was duidelik dat hulle nog nie die volle openbaring gehad het nie. Want die Messias was nie net uit die bloedlyn van Dawid nie, hy was ook Dawid se heer gewees. So, ons sien dis die bevestiging hier, dat Jesus wel ten volle mens was, terwyl hy ook ten volle God was, presies volgens die profeseë uit die Ou Testament. Die hoofstuk sluit af, waar ons sien dat die Fariseërs sprakeloos was na hierdie gesprek, en dit nie gewaag het om weer oor iets uit te vra nie. Maar tog, hartseer genoeg, was dit nie die einde van Jesus se vervolging nie, wat weer eens net 'n bewys is van die boosheid van die mensehart, en hoe selfregverdigend ons mense kan wees. Want maak nie saak wat die waarheid van 'n saak is nie, as ons dit nie wil glo nie, sal ons altyd 'n rede kry om die teendeel te bewys. Maar genadiglik is die Here se liefde soveel groter as ons eie menslike oordeel. En in Johannes 8 vers 32 lees ons die kosbare belofte dat ons Jesus as waarheid kan ken en dat hy ons sal vrymaak van enige valse doktrines wat ons moontlik kan aanhang. So kom ons leef waaksaam om nie net soos die Fariseërs die waarheid te verwerp as dit reg voor ons staan nie.
Mag julle almal 'n geseënde dag hê. Totsiens.